Die ware las van belasting op die belastingbetaler kan nie gemeet word aan die omvang van belasting wat die belastingbetalers betaal nie. Uiteindelik kan dit net gemeet word aan die lenings wat die regering aangaan. Wanneer die regering lenings aangaan om besteding te finansier in plaas van om belasting direk te verhoog, beteken dit nie dat die belastinglas verdwyn nie. Die skuld moet net later terugbetaal word en dit gebeur uiteindelik deur toekomstige belasting. Daarom is die ware belasting wat betaal word nie net die huidige belasting nie, maar ook die toekomstige belasting wat nodig is om die skuld en rente daarop te kan afbetaal en uiteindelik moet daar selfs meer belasting betaal word om die rente so te dek. Soos Milton Friedman sou sê, die ware belasting is wat die regering spandeer. As dit met skuld gefinansier word, is dit net uitgestelde belasting en soos ek nou noem, meer uitgestelde belasting. Volgens die Suid-Afrikaanse Nasionale Tesourie se Mei 2025 begroting word die bruto staatsskuld verwag om te styg van 5.69 triljoen in 2024 tot 6.09 triljoen in 2025 en 'n verdere groei tot 6.82 triljoen teen 2027. Soos ons op die Tesourie se tabel kan sien, verhoog die skuldlas van 'n alreeds astronomiese 72% van nasionale bruto binnelandse produk na 76.9% van BBP in 2025. BBP is die totale waarde van alle finale goedere en dienste wat binne 'n land se grense geproduseer word oor 'n spesifieke tydperk, gewoonlik en soos gesien kan word in hierdie geval 1 jaar. Dit beteken die regering skuld meer as 'n 3/4 van die totale bruto omset van die totale privaat en openbare sektor saam. Wanneer ons in ag neem dat die netto winsmarge van die oorgrootste meerderheid Suid-Afrikaanse maatskappye, insluitende die in staatsbesit, onder 5% van omset val, beteken dit die staat skuld al reeds meer as 15 keer die land se totale inkomste, nie eers die staat se inkomste nie. Om dit in perspektief te stel, wanneer jy as 'n individu sou aansoek doen vir 'n huislening, sal die bank nie vir jou sommer 'n lening gee van meer as 3 keer jou jaarlikse inkomste nie. Die Suid-Afrikaanse staat skuld al reeds meer as 15 keer die land se totale inkomste. Eenvoudige wiskunde sê dus dat, indien die regering niks verder leen nie, hierdie land se skuldlas deur 6 geslagte gedra sal moet word. Het sy as die ekonomie relatief gesond bly. Die regering hou wel nie op om geld te leen nie, soos ons in die begroting gesien het, en leen nou meer as ooit tevore deur die skuldlas op die belastingbetalers in die volgende 2 jaar met 'n hele 5de te laat styg. Sedert die vorming van die sogenaamde regering van nasionale eenheid het die regering alreeds meer as 700 miljard rand geleen. Meerendeels om die begrotingstekort te diens en vir die herfinansiering van uitstaande skuld en vir 'n reuse maatskappy reddingspakket van 140 miljard rand aan Eskom. Die Suid-Afrikaanse staat is op die randjie van bankrotskap. In hierdie video analiseer ons staatsskuld, die impak daarvan, hoe hierdie geld op die einde net in kaders se sakke opeindig en wat sou gedoen kon word om hierdie fiasco te keer. Goeiemôre liewe vriende, dit is Willem Petzer wat praat. Vir meer analises soos die in die eie belang, kan jy gerus op die subscribe knoppie klik op beide ons Engelse en Afrikaanse YouTube kanale. Jy kan ook gratis opdaterings oor ons werk kry op WhatsApp deur slegs die naam en van al die nommer op die skerm te stuur. En verder kan jy ook opteken om 'n betaalde lid van ons eksklusiewe klub te word op WhatsApp deur slegs teken my op na dieselfde nommer te stuur. En dan sal ons die bel en die opsies sowel as byvoordele verduidelik. Dit is die brood en botter van ons media maatskappy en ons sal ongelooflik waardeer as jy elkeen dit sal oorweeg. Vroeër hierdie week het die Afrika Ontwikkelingsbank aangekondig dat dit 'n verdere lening van sowat $475 miljoen, oftewel byna 9 miljard rand aan die Suid-Afrikaanse regering toegestaan het met die doel om hierdie finansiering te gebruik vir die land se oorgang na
sogenaamde volhoubare laagkoolstof-ekonomie, en die geld moet aangewend word vir die opgradering van vervoer en energie-infrastruktuur, soos onder andere spoorweghervormings. Hierdie lening vorm deel van 'n veel groter pakket wat aan die Suid-Afrikaanse regering toegestaan word na aanleiding van ons land se ondertekening van die 2015 Parys-ooreenkoms, waar volgens lande ooreengekom het om 'n groener energiebeleid te implementeer om klimaatsverandering te bekamp. Inteendeel, die totale pakket wat aan Suid-Afrika hiervoor geleen word, is $2.78 miljard, oftewel net meer as 51 miljard rand, wat lenings van onder andere die Wêreldbank, Duitsland, Japan en die OPEC-fonds insluit. Hierdie enkele leningspakket alleen gaan ons met 'n verdere 0.7% van ons bruto nasionale produk ons skuld verhoog. Maar wat dit veral kommerwekkend maak is dat dit 'n oop vraag is om die oorgang na groen energiebedeling hoegenaamd in Suid-Afrika se belang is. Ons land se oorvloedige steenkoolhulpbronne was 'n kerndryfveer agter ons historiese ekonomiese groei en die optimale benutting daarvan tesame met ons potensiële aardgashulpbronne sou die voor die hand liggende manier wees om die land se ekonomie te laat groei deur die energiekrisis op te los. Steenkool vorm nog altyd die hart en siel van die Suid-Afrikaanse energiebedeling en dit is betroubaar en bekostigbaar, anders as wind- en sonkrag wat nie net op groot skaal minder ekonomies volhoubaar is nie, maar ook afhanklik is van weeromstandighede en baie duur infrastruktuur verwys vergeleke met steenkool. Wanneer die koste van die brandstof sowel as die koste van die oprig en die onderhoud van kragsentrales in ag geneem word, is fossiel brandstoffe by verre die goedkoopste manier van energieopwekking. Die feit dat Eskom in 2001 die beste en goedkoopste verskaffer van elektrisiteit ter wêreld was, is te danke aan die erfenis van Eskom se 78 jaar bestaan daardie jaar en die briljante wyse waarop Hendrik van der Byl voordeel getrek het uit Suid-Afrika se unieke situasie. Kragsentrales is opgerig langs steenkoolmyne. Hoë kwaliteit steenkool is op groot maat vir baie goedkoop direk van die myne gekoop en is met vervoerbande direk van myne na kragsentrales vervoer. Wat die prys van steenkool, soos dit by die kragsentrale land, minder as 1/5 gemaak het van wêreldwye verkoopsprys van dieselfde kwaliteit steenkool. Dit het veroorsaak dat die gemiddelde verkoopprys daardie jaar slegs 13 sent per kilowattuur was. Met die nuutste voorgestelde pryse van R3.48 per kilowatt, beteken dit die prys het gestyg met 2700%, ongeveer 11 keer meer as die inflasie oor dieselfde tydperk van 246%, dis nou sedert 2001. Ten spyte van hierdie reuse prysverhoging het die maatskappy gegaan van 'n gesonde maatskappy na een wat al reeds verskeie kere sou bankrot speel, indien dit nie was vir hierdie reddingspakkette van die staat, waarvoor die staat moet geld leen om dit te gee nie. Dit, vriende, is die direkte gevolg van BEE en kaderontplooiing, waar 'n klein groepie elite swart mense reuse baat vind uit staatskontrakte, waar hulle tot 2,5 keer meer betaal word as die waarde van hulle kontrakte, en soms min tot geen van die werk daarvoor doen nie. Dit alles terwyl hulle die geld blaas op dierkarre en dierklere. Dit is wel 'n onderwerp vir 'n ander video, maar die punt bly staan dat indien Suid-Afrika sou oorgaan van oorwegend steenkool vir energie na sogenaamde groen energie, gaan dit weer eens uitgekontrakteer word na die BEE begunstigdes. En geskiedenis leer ons hulle gaan 9 uit die 10 gevalle die geld sluk vir min tot geen van die werk nie. Dus verhoog die skuldlas astronomies vir geen tasbare bate vir Suid-Afrikaners nie. Boonop dit ignoreer die regering se groen ontwikkelingsplan die duisende werksgeleenthede wat in die steenkoolbedryf op die spel is, veral in streke soos Mpumalanga. Aardgas wat skoner as steenkool is, kan as 'n oorgangsbrandstof dien, maar die druk vir hernubare energie kom neer op 'n buitelandse agenda wat nie ons land se unieke sosio-ekonomiese realiteite enigsins in ag neem nie. Een van Donald Trump se eerste stappe toe hy in 2016 in sy eerste termyn as Amerikaanse president verkies is, was om Amerika van die Parys-ooreenkoms te onttrek.
Dit sou ook in ons land se belange wees om dieselfde te doen. Groen energie is nie 'n oplossing vir ons land se probleme nie, en ons kan dit eenvoudig nie bekostig nie, en dit dra tans eenvoudig net by om Suid-Afrikaanse burgers verder te belas met nog miljarde se skuld en die prys van energie natuurlik met rasseskrede te verhoog, omdat groen energie soveel duurder is as fossielbrandstowwe. Hierdie hele fiasco gaan net gefinansier word uit skuld uit wat Suid-Afrika se regering aangaan en geld wat ons nooit gaan terugkry nie en later van die belastingbetaler opgeëis gaan word. En hierdie ondraaglike skuldlas word by die dag net groter. Dit is onlangs uitgewys dat die rente wat ons op die regering se lenings betaal alleen neerkom op 400 miljard rand per jaar. Die skokkende realiteit is dat net die rente op staatsskuld alleen Suid-Afrikaners R13.473 per sekonde kos. Dit beteken dat net die rente op Suid-Afrika se skuld die land elke minuut byna R1 miljoen kos. Dit werk uit op net meer as R6.000 per burger van hierdie land elke jaar, net in rente. Indien mense in ag neem dat slegs 2% van die land se bevolking die oorgrootste meerderheid van belasting betaal, beteken dit dat elke belastingbetaler in hierdie groep moet R300.000 per jaar betaal, net om die rente op Suid-Afrika se skuld te dek. Die harde realiteit is dat Suid-Afrika nooit ons skuld gaan terugbetaal nie. Ons kan dit maar weet. Selfs as ons regering vandag besluit om nooit weer enige verdere lenings aan te gaan nie, sou dit beteken dat ons ekonomie moet groei teen 10% per jaar elke jaar vir die volgende 120 jaar om die huidige skuldlas binne daardie selfde periode af te betaal, indien die regering ook 'n R50 miljard surplus in die begroting kan handhaaf. Aangesien dit nie gaan gebeur nie, veral nie met meer as helfte van die bevolking wat binnekort op SASSA gaan lewe nie, is die logiese vraag, wat gaan die partye aan wie ons hierdie triljoene rande verskuldig is daaraan doen? Private krediteure of bilaterale krediteure, soos byvoorbeeld China, kan moontlik hoë rentekoerse tesame met begrotingsbesnoeiings eis of selfs bates soos kerninfrastruktuur opeis en dan byvoorbeeld beheer oor ons myne en hawens oorneem. As die regering aangaan op hierdie huidige traject, dan is die laasgenoemde sekerlik die waarskynlikste uiteinde. Dit beteken die ANC-regering is besig om hierdie land en sy bates, wat ons voorouers en hulle voorouers met bloed en sweet oor die eeue opgebou het, aan buitelandse partye uit te verkoop en ons almal in die proses onderhoorig te maak aan 'n nuwe vorm van vreemde oorheersing en onderdrukking. Wat ons regering tans besig is om te bewerkstellig, is niks minder as 'n straf op al die volke van hierdie land nie. Dit waarmee hierdie korrupte regering sy burgers tans belas, word selfs in die Bybel uitgespel as een van die dinge waarmee afvallige volke gestraf word. Deuteronomium 28 lees: "Die vreemdeling sal al hoër en hoër bo jou uitstyg, maar jy sal al laer en laer daal. Hy sal aan jou geld uitleen, maar jy sal nie aan hom kan uitleen nie. Hy sal die hoof wees en jy sal die stert wees." Die gemiddelde ANC-stemmer gaan homself moet vra, as die witbaas of die sogenaamde witbaas gedurende apartheid vir hom sleg was, wat hou hom in wanneer die geelbaas eendag oorneem? Die Chinese het 'n baie ander aanslag op arbeid as die Weste. Dit is nie moeilik om 'n voorbeeld in hierdie land te kry nie. Kyk gerus na die 7 Chinese wat skuldig bevind is aan arbeidsvergrype. Hulle het onder meer hul werknemers forceer om 7 dae per week te werk, 50 weke per jaar, in die fabriek te bly, nie uit te gaan nie, meer as 16 ure per dag elke dag te werk en het minderjariges aangestel. En selfs nadat een werker na bewering sy vinger gedurende die werk afgesny het, het hulle hom forceer om aan te hou werk. Vir Chinese is dit nie 'n uitskietergeval nie. Daar is talle voorbeelde van soortgelyke vergrype in die sogenaamde sweatshops in China self. Die vraag is, hoe bring ons hierdie realiteit by die ANC stemmers uit? Baie dankie vir julle elkeen wat gekyk het. As u ons werk ondersteun, is dit deurslaggewend om ons te ondersteun, om aan te gaan met hierdie werk
deur aan te sluit by die Willem Petzer groep. Vir meer inligting, WhatsApp teken my op na die nommer op die skerm en ons kom terug na u. Totsiens, God seën u.